Goeiedag hier vanuit Standerton en hartlik welkom by ons oordenking vandag. Ons gaan hier die volgende 5 oordenkings 'n bietjie stil staan by ons Bybelse CV. En ons eerste oordenking se opskrif, die noodsaaklikheid van 'n goeie Bybelse CV. Nou ek lees vandag vir ons saam uit 2 Korintiërs 13, die 5de vers. Ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie, tot sover. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons kyk saam na iets wat elkeen van ons eendag sal moet voorlê, ons Bybelse CV. Dit is natuurlik nie 'n lys van grade, werkservaring of prestasies vir mense se oë nie. O nee, dit is die eerlike verhaal van jou hart, jou geloof, jou wandel met God en jou dankbare gehoorsaamheid. Die boek wat oopgemaak word wanneer jy voor sy regterstoel staan. Die boek van jou woorde en jou dade en jou gedagtes. Stel jou voor in daardie oomblik hoe dit sal lyk. Geen verskonings, geen maskers, net die waarheid van jou en my lewe. Die woord sê duidelik en dringend, ondersoek julle hart, beproef julle self. O, dit is nie 'n opsionele oefening nie. Dit is 'n noodsaaklike stap om te weet of Jesus Christus, die Seun van God, werklik in jou hart en in jou lewe leef. Want as hy nie daar is nie, maak dit nie saak hoe netjies of hoe mooi die bladsye lyk nie. Die inhoud is leeg. Dit is soos 'n pragtige omslag met niks binne nie. Laat ons saam stil word en dink, as die Here nou jou lewe soos 'n boek voor jou neersit, wat sal jy self sien? Wat sal jy daar lees? Is daar spore van egte geloof, ware geloof, gehoorsaamheid, eerbied, aanbidding, of net gewoontes wat jy al jaar na jaar in jou lewe herhaal? Is daar 'n hart wat na hom dors, soekend na hom? Of is dit gevul met dinge wat die wêreld aanbied? En die vraag is nie bedoel om jou vandag te veroordeel nie. O nee, maar om jou wakker te maak. Hulle sny diep, want hulle gaan reg na die kern. Jou verhouding met God, jou belydenis, jou geloof. Dalk, as jy selfondersoek doen, sien jy vandag raak areas van trots, verwaarlosing van gebed, min of geen Bybel lees nie, min of geen bywoning van eredienste nie, dalk 'n liefde of 'n ywer vir God wat koud geword het, geen behoefte om vir hom te lewe nie. Dalk sien jy raak hoe jy werklik die vleeslike dinge in hierdie wêreld begeer, of selfs al die verslawings wat jy tans in jou lewe ervaar. Soms bring sulke diep, eerlike selfondersoek trane omdat ons sien hoe ver ons afgedwaal het, hoe ons onsself mislei het, hoe ons sondes ons hart verhard het, maar juis in daardie gebroke oomblik kom ook die genade nader, waar ons eerlik bely, Here, ja, my CV, ek het dit nou gesien, is vol gate, vol skuld, vol mislukkings. Daar begin hy skrywe. Hy vee nie net die slegte uit nie. Hy maak dit net met sy eie bloed. Sy genade is so groot dat hy selfs die donkerste bladsye kan omskep of selfs herskep. Neem nou net so 'n oomblik, as jou program dit toelaat. Neem net so 'n oomblik en sluit jou oë as jy kan. Vra nou die Heilige Gees om lig te bring op wat jy nie wil sien nie. Moenie wegkruip nie. Laat dit seer maak as dit moet. En daardie pyn is die poort na genesing. Skryf neer wat jy ontdek. Nie vir ander nie, maar vir jouself en vir hom. Begin met een area. Miskien jou tyd, jou gedagtes, jou verhoudings. Mag die Heilige Gees elkeen van ons lei om werklik te treur oor ons sondes, dat ons sal huil oor ons sondes, want diegene wat so reageer op hulle sondes, sal vertroos word. Moenie hierdie oproep vandag ignoreer nie. Moenie dink dit is vir iemand anders nie. O nee, dit is vir jou. Vandag is die dag om te begin.
Laat die Here jou hart oopbreek sodat hy dit kan heel maak. 'n Goeie Bybelse CV begin nie met groot woorde of indrukwekkende dade nie. Dit begin met eerlike selfondersoek voor God se aangesig. Dit is waar hy jou ontmoet. Dit is waar hy jou hart aanraak, waar hy sê, ek sien jou. Ek weet van jou. Ek het jou by jou naam geroep. Ek het jou lief. Laat dit jou dryf om te verander en om te groei. Mag die Here jou hart vandag so diep roer, dat jy nie kan stil bly of stil sit nie. Mag jy uitroep, Here, ondersoek my, reinig my en maak my CV reg vir U. Laat hierdie oomblik nie verbygaan sonder dat jy reageer nie. Die Here wag om jou te ontmoet. Nou, neem aksie, want môre is nie gewaarborg nie. Amen. Kom ons bid. O Here onse God, ons bid vir die inwerking van die Heilige Gees vandag, dat die Heilige Gees ons geestelike oë sal oopmaak, dat ons onsself sal raak sien, beproef en ondersoek. En mag U ook deur die Gees se inwerking in die woord ons lei, dat ons sal vind, Jesus leef in ons, en mag dit ons werke, ons woorde, ons gedagtes en ons dade beïnvloed op so 'n wyse, dat ons pilare vir U koninkryk sal word. In Jesus naam bid ons deur die werking van die Gees. Amen.